Betanië, die huisie van Maria en Martha. Ek lees vir ons uit Lukas 10 vers 39. Maria het dan gaan sit aan die voete van Jesus en na sy woord geluister. Die huis van Martha, Maria en Lazarus in Betanië was een van die plekke waar Jesus graag vertoef het. Dit was net 'n gewone huis waar hy altyd welkom gevoel het. Daar het hy rus gevind tussen mense wat vir hom lief was. Toe Jesus daar aankom, het Martha besig geraak met die bediening en die voorbereidings vir al die mense wat kom. Maria het egter by die Here se voete gaan sit en geluister na sy woorde. Martha was bekommerd oor baie dinge, maar Maria het net een ding gekies wat werklik nodig was: die teenwoordigheid van Jesus. Die voete van Jesus is in die Bybel baie dikwels 'n plek van disippelskap, nederigheid en aanbidding. Dit is waar Maria geluister het, waar sy later haar albasterfles gebreek het en waar mense gekom het om genesing en genade te ontvang. Ons leef ook maklik soos Martha, baie besig, bekommerd en oorlaai met take. Selfs goeie dinge kan die stem van die Here verdring en uitdoof. Maar Jesus wys sagkens dat daar iets belangriker is as al die voorbereidings. En dit is om tyd saam met hom deur te bring. Die huis in Betanië herinner ons dat Jesus nie net groot skares besoek het nie. Hy het ook huise besoek waar mense net bereid was om vir hom plek te maak. So soek die Here steeds harte van mense waar hy welkom is. Sit ek en jy nog gereeld aan sy voete? Maak ons tyd vir hom en is ons besig met sy dinge?